Goeiemôre almal. Ek wil graag begin deur te sê baie sterkte aan julle as familie. 'n Mens aan die een kant het verwag dat dit een of ander tyd moet gebeur, maar jy is nooit reg voorberei daarop wanneer dit wel gebeur nie. En dit bly altyd hartseer. So baie sterkte vir julle, hoor, ook op die pad vorentoe. Liewe vriende, kom ons begin deur 'n gebed saam te doen. Here Jesus, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om Tannie Annie se lewe te kan vier vandag. En op 'n manier van haar ook afskeid te kan neem. Aan die een kant, Here, wil ons U dank vir die lewe wat U so lank vir ons gespaar het. En vir dit wat sy vir elke een beteken het. Vir haar kinders, vir haar kleinkinders, vir haar agterkleinkinders, vir haar vriende en vriendinne, vir die res van haar familie. Ons sê dankie, Here, vir elke klein dingetjie wat sy in mense se lewens ingebou het. Ons sê ook dankie, Here, dat U haar uiteindelik ook van haar swaar kry verlos het. En dat ons nou die versekering het en die wete het dat sy by U is. Dat sy heel is en gesond is en verlos is van die pyn en die seer waaraan sy die afgelope ruk ook onderwerp was. Here, ek bid ook vir die familie, want ons moet afskeid neem, Here. En dit is dikwels baie moeilik om afskeid te neem, om aan te gaan. En daar's 'n klomp hartseer en 'n verlange na iemand wat vir ons kosbaar en belangrik was. So ek bid, Here, dat U ook vanoggend die trane sal kom afdroog, dat U die hartseer 'n bietjie ligter sal kom maak, die verlange so klein bietjie stiller. En help ons, Here, om hiervandaan verder te gaan met al die wonderlike herinneringe wat Tannie Annie in ons agtergelaat het en vir ons agtergelaat het. Seën ons saam wees ook vanoggend as ons dan uit U woord uit vir ons troos vind en vir ons 'n pad uitkap waar ons weer met U aan die hand voort kan gaan met die lewe wat U gegee het. Ons bid dit alles, Here, in U naam alleen. Amen. Geliefdes, die familie het gevra dat ek Psalm 23 sal lees. Ek wil egter ook 'n gedeelte uit Johannes 10 uitlees. 'n enkele vers of 2. Johannes 10 vers net gou sien. Ek gaan lees van die begin af. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. En dan die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. En dan Psalm 23, wat ons almal waarskynlik uit die hart uit ken.
Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Nou vriende, as daar 'n enkele psalm is waaroor ek al die meeste gepreek het, of enige gedeelte in die Bybel, dan is dit waarskynlik Psalm 23. En gewoonlik by 'n geleentheid soos hierdie. Dis ook 'n psalm wat die heel bekendste is. Selfs ongelowige mense wat ietsie weet van die kerk en van die Bybel, sal iets weet van Psalm 23. Trouwens, dis die psalm wat Hollywood die meeste ooit gebruik in hulle flieks. 'n Ou kan maar gaan kyk daarna. En 'n mens wonder, maar waarom juis hierdie psalm? Wat is dit aan Psalm 23 wat dit so populêr maak, wat dit so kragtig maak in mense se lewens? En toe lees ek wat een ou gesê het oor Psalm 23. Hy het die opmerking gemaak dat meer mense genees is deur Psalm 23 as wat enige dokter ooit kon. En ek het daaroor gedink en besef, maar dis presies wat hierdie psalm doen. Hierdie psalm is nie net 'n klomp mooi woorde nie, dis 'n psalm wat vir ons eintlik aan die hart kom gryp, wat hier diep binne ons aan die beweeg kry in 'n sekere sin, op 'n emosionele vlak, maar ook op 'n geestelike en 'n verhoudingsvlak. Hierdie psalm spreek tot die werklike lewe waarin ons onsself elke liewe dag bevind. Ek onthou, in my heel eerste gemeente het ek die voorreg gehad om plase te kon hê binne die gemeente. En ek het eendag saam met een van die boere, hy het skape gehad, bietjie rondgeloop op die plaas en net 'n bietjie gekyk wat daar aangaan. En ek onthou dat hy sy skape geroep het en dat hulle agter hom aangeloop het. Ek kon dit nie glo nie. Dit was vir my so merkwaardig om te sien dat hy nie nodig gehad het om die skape aan te jaag nie, maar dat hulle sy stem geken het en dat hulle agter hom aangeloop het, soos wat die teks ook vir ons hierso gesê het. Die teks wat gesê het, hy praat dan hier van die Here as die goeie herder en Jesus as die goeie herder, en hy sê dat die skape luister na hom. Hy ken die skape op hulle name, hulle tot name, en hulle loop agter hom aan. Hy het nie nodig om hulle aan te jaag nie. En ek dink dit speel 'n belangrike rol om ook Psalm 23 beter te verstaan. En waarom dit so 'n troostvolle psalm uiteindelik is. Dawid begin heel in die begin met die psalm en hy sê die Here is my herder. Hy maak 'n belydenis. Ek kom niks kort nie. En 'n ou wonder in 'n wêreld waarin ons leef, of hierdie belofte
hierdie belydenis waar kan wees. Maar vir gelowiges het ek agtergekom, is dit juis waar. Die Here is ons herder. En wanneer die Here ons herder is, kom ons niks kort nie. En sien, die agtergrond van waar hulle skape opgepas het in daardie tyd, was in 'n dorre woestyn wêreld gewees. Die herder moes regtig geweet het waar water is, waar veiding is, waar dit veilig is. En dit was belangrik dat die skape daarom hierdie herder ken en hierdie herder vertrou. Dit klink nogal na die lewe. Die lewe is mos soms maar so dor en droog en 'n klomp uitdagings oor ons pad. En dan kom die Here en hy sê, hy is ons herder, en wanneer ons hom volg in hierdie woeste wêreld waarin ons leef, kan ons een ding weet, ons sal niks kort kom nie. Want hy laat ons rus in groen weivelde. Hy weet waar die kos is. Hy bring ons by waters waar daar vrede is. Aan die heel basiese behoeftes wat hierdie skape het en wat ons het, daaraan voldoen hy. Die kos en die water, sodat ons met die lewe kan voortgaan. En dan sê hy, en hy gee my nuwe krag. Hy voorsien in my basiese behoeftes. En wanneer ons moeg deur die woestyn van die lewe geloop het, dan bring hy jou by hierdie groen weivelde en hierdie waters van rus, en so herstel hy jou krag. Gee hy jou weer moed om die lewe in die oë te kyk. Hy sê verder, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. In daardie dorre woestynwêreld moes jy die paaie geken het om by die waters van rus en by die groen weivelde uit te kom. 'n Verkeerde pad sou jou uiteindelik net by die dood uitgebring het. Daarom moes die herder dit baie goed geken het. Die Here wat ons herder is, hy is die een wat ons ook in hierdie wêreld waarin ons leef, lei op die regte paaie, tot die eer van sy naam, sodat ons ook in veilige ruimtes kan beweeg waar ons weet ons versorg sal wees. En dan in vers 4 sê hy, kom hy tot die erkenning, Dawid, ja, dat die lewe nie altyd maklik is nie. As hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. In die ou 33 vertaling word daar gepraat van, al moet ek deur die dal van doodskaduwee gaan. Dit het gewoonlik daarop gedui dat hulle deur klowe moes gaan, die skape gelei moes word deur klowe, en in hierdie klowe was daar predatore en was daar struikrowers, dit was 'n gevaarlike plek gewees. En daarom sê Dawid, hier, selfs al moet ek deur hierdie donker dieptes, hierdie gevaarlike plekke gaan, omdat die Here my goeie herder is, sal ek nie bang wees nie. Want hy is by my. In sy hande is ek veilig. En dan sluit hy af met 'n vreemde metafoor. Hy verander amper van rad, wil 'n mens sê, want nou is dit nie meer die hele prentjie van 'n goeie herder wat sy skape lei nie. Nou is dit die prentjie van 'n feesmaal. U, sê hy, laat my aansit by 'n feesmaal, terwyl my teestanders moet toekyk. Dit laat my so die prentjie sien van die tafel wat
bekroon onder God se goedheid en dit wat hy voorsien. En hulle wat teen ons was en die lewe vir ons moeilik gemaak het, hulle staan maar net as toeskouers en kyk hoe ons hierdie feesmaal geniet. Hy sê, u ontvang my soos 'n eregas. Hy gebruik die beeld, hy smee jou kop vet met olie in die 33 vertaling, wat op die Here se gasvryheid dui, dat hy jou regtig gasvry, hartlik ontvang by hierdie feesmaal. En dan sê hy, omdat dit alles waar is en hy ons oorlaai, dat daar 'n oorvloed van hartlikheid en goedheid by die Here is, sê hy, u goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. As ek hierdie psalm op Tannie Annie se lewe kan toepas, dan is dit vir my duidelik vir die amper 90 jaar wat sy geleef het, dat sy verstaan het dat die Here haar goeie herder is. Dat hy die een is wat haar op die naam ken in die eerste plek, maar dat sy ook sy stem geken het en geweet het hoe om hom te volg deur die lewe. Selfs wanneer dit moeilik was en slegte tye was en veral hierdie laaste deel van haar lewe waar dinge dalk minder sin gemaak het as vroeër, kon sy weet dat sy veilig was in sy hand. En die groot troos vir my en vir jou vandag is dat ons weet, omdat sy die Here as haar goeie herder geken het, omdat sy sy stem geken het en gevolg het, sit sy ook nou aan by die feesmaal van die lewe. Is sy hartlik ontvang as 'n eregas aan die tafel van God, en sal sy goedheid en liefde vir die res van haar lewe kan ervaar en beleef. Maar hier is ook vir my en vir jou iets wat ons in die hart met ons saam kan vat hier vandaan. As die lewe swaar raak, dan kan ons weet dat die Here ook ons herder sal wees. Dat hy die ene is wat vir ons rus sal gee in groen weivelde. Vir ons sal help om vrede te kry by waters wat rus gee. Dat hy ons krag weer nuut maak. En al moet ons dan deur moeilike tye gaan, soos wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, selfs dan kan ons weet, is hy by ons en sal hy ons veilig hou. En as ons aanhou om na sy stem te luister en hom te volg, dan is die belofte ook dat ons eendag sal aansit by 'n feesmaal, waar hy ons soos eregaste hartlik ontvang en sy liefde en sorg altyd deel van ons lewe sal wees. Mag ons hierin troos vind op die pad vorentoe. Mag ons hierin die versekering vind dat al is ons hartseer vandag en al verlang ons, kan ons weet dat hierdie Here wat herder is van ons lewe, ons nie alleen los nie. In sy hande is ons veilig. Amen. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie Here dat ons u stem kan ken en dat u elke een van ons wat hier is, ook vir Tannie Annie by die naam geken het. En dat die belofte, die belydenis, wil ek amper sê van 'n Dawid ook
hier geld, Here, dat U ons goeie herder is en dat ons daarom niks kort kom nie. Al voel dit soms so. Al voel dit asof die lewe druk en al voel dit asof dinge nie altyd sin maak nie. U is daar, in U hand is ons veilig. Dankie Here dat ons die voorbeeld van 'n Tannie Annie het wat deur die lewe gegaan het in die vaste versekering dat U haar goeie herder was. Dankie dat ons mag weet sy het U stem geken, U daar op U naam geroep en dat sy vandag aan 'n feesmaal deelneem en dat U haar as 'n eregas ontvang het. Haar oorlaai met goedheid en hartlikheid. Wat 'n wonderlike troos is dit nie, Here, om met hierdie gedagtes hiervandaan verder te gaan. Al is ons eie harte seer, en al verlang ons ook na haar nog. Wees met ons, seën ons, en mag U liefde altyd by ons bly. Amen. Ek weet daar is 2 persone wat nou 'n woord of 2 wil spreek. As julle dalk net vorentoe kan kom. Ek gaan vra dat jy so staan dat jy daar en dan. Nee, jy kan vir hulle kyk. Ons het 'n boodskap van Tersie gekry, my ma se broer wat in Australië is, en hy wou graag gehad het ons moet dit uitlees hier by die begrafnis. So, dit gaan so. Kyk, hulle sê 'n ma hou haar kind se hand vas, net vir 'n klein rukkie van jou lewe. Maar 'n ma se hart loop vir ewig in haar kinders rond. Ek voel ma se hart, ma se liefde elke dag. Elke aand voel ek mamma se omgee. Selfs nou op my ou dag, as ek siek of hartseer is. Mamma het ons goed gedokter toe ons klein was. Al was jy self siek. Jy het ons hart baie keer vertroos. Al het mamma sy eie hart vertroosting nodig gehad. Ons was ryk, al was daar nie geld nie. Sal ons nooit vergeet van die medisynebotteltjies wat met warm water sal nooit vergeet van die medisynebotteltjies met warm water in, wat mamma in ons skoolbaadjie sakke gesit het in die winter, om ons hande warm te hou. Ek soek nog steeds na daardie warmte as ek koud is. Die reuk van mamma se kos sal nooit my memories verlaat. Die reuke van groenboontjies, mieliebrood, pampoen en vleis op ons skoolstoof. Ons huisie was klein, maar groot van warmte en liefde. Daar was nooit 'n gevoel van eensaamheid, daardie lekker geselsies met mamma tot laat aand, en die saam luister na radiostories. Mamma het ons geleer van rykdom, ware rykdom, liefde en omgee oor ander. Ek dink nog steeds baie aan ons vakansies saam. Paulsbaai, St. Lucia, Bloemvelddam, Vaal en Oranje rivier, Paul Pietersburgdam, Natalspa en mamma se favourite plek, Loch Athlone Bethlehem, waar die helfte van mamma se hart was. Ons het baie aande deurgebring agter in pappa se rooi Ford bakkie. Dit was ons hotel. Ons vakansieoord, ons karavaan. Al het mamma moeilik geslaap daarin, het mamma dit gemaklik gemaak vir my en my sussie. Selfs in die wintermaande was dit warm in daardie bakkie. Ma se liefde het dit warm gemaak. Die lekker piknikkos wat mamma vir ons voorgesit het, langs die pad. Toebroodjies, eiers, wors, minsbols en die lekker pankos en braai op ons vakansietrips is beter as enige vakansieoordsin. Ma sal vir ewig voortleef in my hart. Lief vir mamma. Ekskuus dan.
Ek hoop ek gaan nie deurkom. My ouma, my hart is baie seer, maar my hart het vrede. Vrede wetende dat ouma saggies is. Die selfsugtige kant van my mens, hoe ek kon nog so rukkie langer hier op aarde bly. Net sodat ek nog een keer kan kom kuier en net opmaak vir die tye wat ek nie kom kuier het nie. Ek wens ek het meer tyd vir jou gegee, meer gedoen. Die herinneringe lê vars in my gedagtes. Die ou krommaatjies wat my rug sou kie totdat ek aan die slaap raak. Die lekker lag totdat ons oë traan. Die gebakte bord chips, die pannekoek op koue dae en ouma se ou skonsbroodjie. Die styf gerolde goudjie wat ouma so skelmpies in my hand sou druk. Sy het so min gehad, maar die bietjie wat sy gehad het, het sy vir ons gegee. Ek kon ouma enige tyd bel en jy was dadelik daar. Haar kinders en kleinkinders was foutloos in haar oë. Jy kon niemand beter kry nie. Haar kinders en kleinkinders was die slimste, die mooiste, die hardste gewerk. Tannie Annetjie, oom Sam, ma, pa, dankie vir alles wat julle vir ouma gedoen het. Ek weet soms was dit moeilik, maar dankie. Dankie dat julle so mooi nagekyk het. Ouma se ander kleinkinders en familie wat nie hier kan wees vandag nie, ons weet julle dra ouma in julle harte. Ek is bevoorreg om so na aan ouma te kon wees. 'n Ouma wat nooit geraas het nie. Sy het soveel geduld en liefde gehad. Sy het altyd krag gehad om te speel. Altyd wou kyk na ek en my sussie se rol speel. Dankie vir alles wat ouma vir my gedoen het. Die ouma wat ek in jou gehad het, sien ek in my ma vir my kinders. En ek weet hulle gaan eendag daardie liefde ervaar. Ek hoop ouma rus. Ek hoop ouma se seer is weg. En ek hoop ouma weet hoe baie mense ouma lief gehad het. Ek wens ek kan nog net een drukkie kry. Net nog een, Sally, hoe gaan dit my kind? Net nog een keer kom kuier. Ouma het so groot rol in my lewe gespeel. En ek is so dankbaar daarvoor. Ouma se laaste uur op aarde kon ek saam met my wees. En ek kon ouma se krommaatjie vir die laaste keer vashou. Vlieg hoog, my ouma, tot ons eendag mekaar weer sien. Môre almal, ek wil vir elkeen bedank wat nou hier is, maar Sally het nou iets in my wakker gemaak wat ek nie gedink het ek sal noem nie, maar Moeder Annie, ek kan onthou, hier is heel wat kinders, of jonger mense as wat ons is, want ons is mos nou al oud, wat kinders was by haar, dan praat ek van my eie klein kinders in, hoe sy met hulle gespeel het op die mat, en toe sy nou in ons oë, al 'n ou vrou, wat sy daar rondgekruip het op haar hande en haar knie en die kinders op haar rug gespring het en gespeel het en dan het Annetjie byvoorbeeld vir haar gepreek en gesê, maar jy gaan seer kry, dan het sy net dit laat verbygaan. En daarvoor sal ek haar altyd onthou. Nou, ek is gevra om die bedankings te doen en ek wil vir elke persoon wat hier is, wat vandag hier is, om die laaste eerbetoon aan ouma Annie of skoonmoeder Annie te lewer, baie dankie te sê vir julle moeite. En ek wil so 'n paar name uitdruk. Dominee Forsman, wat op 'n baie kort tyd vir ons 'n lieflike diens kon doen. Ons waardeer dit regtig, want so iets kom ons nie, het nie 'n boodskap om te sê op daai dag nie. So dan moet mens rondspring. En ek bedank u regtig. Dit is 'n uitstekende diens wat u lewer en die boodskap het elkeen van ons geraak hier. So ek is oortuig daarvan. Dan vir Oakley Funeral Services wat uitstaande diens gelewer het, wat ek by Elsa gekry het. En dit makliker gemaak het vir die familie. Dit is so lekker om te kan weet jy kan aangaan en daar's 'n klomp goed wat jy nie oor hoef bekommerd te wees nie. Dan wil ek vir Erns
en Landa van Durban af gery het. Dankie sê, ek weet nie of ander mense is wat ver gery het nie. As ek julle name mis, dan vra ek verskoning. En vir Ruben, wat al die pad van Vryheid afgekom het. Hy is een van die wat saam met haar op die mat rondgerol. En ons waardeer dit. Dan baie dankie aan Lindy en Giselle. Excuse me. Dit was nie veronderstel om te gebeur nie. Wat julle hoop, wat julle aan julle moeder met die begrafnisdiens en reëlings gegee het. Dit word regtig gewaardeer. En dit is nie net dat dit in die huis gesien word nie, ons kon dit van buite af sien. Baie dankie. En dan laastens seker die belangrikste, Jan Rigter Sentrum, wat vir die afgelope 7+ jare mooi na moeder gekyk het. En ons nie nodig gehad het om bekommerd te wees oor, het sy kos, word sy versorg, wat ook al is daar iemand wat na kyk. En dit is bewys nou, net voordat sy gegaan het, hoe vinnig hulle vir Elsa geskakel het en gesê, nou moet jy kom. En daar is soveel, weet, ek kyk na die rose en die rose is vreeslik mooi. Maar ek sien moeder Annie as 'n sonneblom. Net so groot, wat altyd die gesig na die son gedraai het. Dit maak nie saak wat die donder weer het, wat nie. Sy het dit net aanvaar en die beste gemaak van die saak. En sy sal in my oë altyd 'n sonneblom bly. Ek dink ek het nou seker genoeg gesê. Daar gaan verversings in die saal bedien word hierna. En dan wil ek vir elkeen wat gery het, vra dat jy veilig ry en by die huis kom. Met jou motor, nie met die pos nie. Laat ons nie daarvan lees nie. So baie dankie vir elkeen van julle. En ek sê weer eens, Dominee, baie dankie. Dit is genuine uit die boek uit gewees, regtig. Ek wil baie dankie. Ja. Vriende, julle het gehoor, daar's verversings in die saaltjie hier agter. Ek gaan afsluit deur die seën uit te spreek en ek dink die Onse Vader word daarna gespeel of voor dit? Sê weer? Daarna. Dan kan ons rustig sit en luister daarna en dan wil ek die draers kan na die Onse Vader opstaan, vorentoe kom en dan kan ons saam uitbeweeg na buite toe. Goed, kom ons luister. Ontvang die seën en dan luister ons na die Onse Vader. Geliefdes, mag God die Vader wat vir ons lief is en vir ons sorg, en God die Seun wat ons verlos, en God die Heilige Gees wat ons vertroos, met ons wees hier vandaan. Amen.
En vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van die bestuurder, en die sterkte, en die eer, verheerlijk en liefde. Die draers kan na vore kom.